Ek wil praat vandag met julle oor Hosea. Wie ken die boek van Hosea? Die omstandighede van Hosea. En ek dink toe ek deur dit werk in die week, want eers wou gepraat oor die drie verskillende kerke, daar's meer, maar die Here het my hart gekry op 3 van die kerke waar ons eintlik nou in beweeg. En op 'n stadium te praat hy met my, hy sê weet jy wat, kom ons praat oor Hosea. En ek lees die boek van Hosea en ek besef net, weet jy wat, dis hard. Die Here praat hard met ons vanoggend. En ek dink dis hoekom maar min mense is vanoggend. Ek weet nie of hy geweet het dat die Here vanoggend regtig met ons wil werk en met ons wil praat en ons lewens verander, sodat ons nader na hom te kom beweeg. En ek sê gister vir pastoor Susan, en dis nie gemik op mense of dit of wat ook al nie, daar's omstandighede, maar ek sê vir pastoor Susan, toe Jesus vir Gideon sê, gaan Gideon en gaan veg teen hierdie mense. En hulle, ek dink op die begin was hulle 3000 plus manne wat wil gaan veg. En God sê vir hom, Gideon, dis te veel. Jy sien, want wanneer hulle moet hierdie hoeveelheid mense gegaan het, dan was dit 'n groot weermag. En hulle kans was baie groot om te wen. En die Here kom en hy sê, weet jy wat, ek wil jou wys, ek is God. Gideon, ek wil wys vir jou, sit jou vertroue in my, en jy is meer as oorwinnaar. Amen? En so het hulle afgekom na 300 manskap, om te gaan geveg teen duisende teenstanders. En so het hulle afgekom tot hulle 300 is, en die Here sê vir Gideon, nou is julle getal reg, Gideon. Nou is julle reg vir hierdie geveg. En ons praat so, en ek besef net, weet, die Here wil vir my en jou wys, wanneer hy vir jou iets sê, gaan hy jou koop. Al voel jy min, al voel jy, Here, maar daar's 20.000, ons is 300. Maar die Here sê, wie kan teen my staan? Amen? Wie kan teen my staan? En hy gee vir Gideon 300 manskap, om te gaan veg, om oorwinning te kry. Maak nie saak, wat jou omstandighede vir jou sê, jou omstandighede is, waarna jy kyk nie, as God met jou is, wie kan teen jou wees? Jy het klaar oorwinning in die naam van Jesus, amen. Sê vir jou langs jou, ek het klaar oorwinning in die naam van Jesus. Amen. Glo jy dit vanoggend? Glo jy vanoggend dat jy is meer as 'n oorwinnaar in die naam van Jesus? En ek sit myself in Gideon se skoene en ek dink vir myself, okay, as daar 30.000 is en ons is 300.000, wat is die odds? Wat is die kanse? Want jy sien, wanneer jy uit 'n mens oogpunt kyk, dan is die kanse niks. Maar as God vir jou is die kans 100%. En dit is ook by Hosea uitkom vanoggend, Hosea, en ek lees van hoofstuk 1, vers 2 en 3. En God kom na Hosea toe, en hy sê vir hom, Hosea was 'n profeet. En hy praat met Hosea oor 'n sekere ding wat hy moet doen. En ek dink Hosea het gedink, Here, maar hoe gee jy vir my so snaakse opdrag? Hoe gee jy vir my so snaakse ding om te gaan doen? Vers 2, die begin van wat die Here met Hosea gespreek het. Die Here het aan Hosea gesê, gaan heen, neem vir jou 'n hoervrou en hoerkinders, want die land het grootliks oorspel bedrywe deur die Here afvallig te word. En
En God sê, en hy sê vir hom, Hosea gaan kry vir jou 'n straatvrou. Trou met haar. Jy sien, en hierdie ding is wat kom terug na God en die kerk. God wil vir my en jou vertel van God en ons in vandag se tyd. Want hier is God, hy gee vir ons alles, hy beloof vir ons alles, hy is alles, maar die mens doen net wat hy wil. Die mens doen net wat hy behaag. Wat vir hom gemaklik is, of wat vir haar gemaklik is, of wat ook al. En hy sê vir Hosea, en Hosea verstaan nie hierdie ding nie. Hoekom moet hy gaan en hy moet 'n straatvrou gaan kry en hy moet trou, en die vrou het al reeds kinders en al hierdie goed, en God sê, weet jy wat, dis wat ek van jou verwag. Toe het hy gegaan en Gamor, die dogter van wat ook al geneem, en sy het swanger geword en vir hom 'n seun gebaar. En Jesaja het gegaan en het geluister wat God vir hom sê. Nou gaan ek vir jou vra, as God vir jou sê, gaan dan heen en kry vir jou iemand wat jy weet, oralste met almal slaap en al hierdie goeie ding, wat gaan jy doen? Jy gaan sê, nee Here, ek hoor jou nie lekker nie. Dit kan nie van jou wees nie. Hosea is 'n profeet, en die Here gee vir hom hierdie opdrag, om vir my en vir jou vandag te kan sê, luister mooi wat ek gedoen het met Hosea. En dit is wat julle in die kerk vandag, nie ons nie, die kerk, as ek sê julle, dan bedoel ek die kerk, vandag moet God doen. Wie is God? Ons is wie se bruid? Ons is Jesus se bruid. Ons is Jesus se bruid. En wat doen ons? Presies wat hier gebeur, en ek gaan verder lees, presies wat hier gebeur. Ons hoe rond. En wat is hoe rond? Wanneer ek en jy nie die wil van die Here Jesus doen nie. Wanneer ek en jy verkies om te gaan dobbel in plaas van om in die huis van die Here te kom om die Here te loof en prys. Hier praat hy nie net van, hier het hy gepraat van 'n fisiese hoer, maar hy praat van enige ding wat ons voor God stel. Mense, enige ding wat jy voor God stel, is hoer met dit. Jy verkies dit bo God. En ek dink vanoggend ook, jy weet wat, wanneer ek en jy die woord van die Here vir ons iets gee om te sê ons moet iets doen, en ons wil nie, ons vlees veg teen dit, en ons vlees beklei teen dit, ons vlees wil dit nie doen nie, en hy oorwin oor ons gees, dan is ons besig om te hoer. Ons is besig om God eenkant te stoot en ons eie wil te doen. Amen? Ek hoor nie baie amens nie. En hierdie is 'n harde woord wat God vanoggend vir ons gee, en hy gee dit met 'n rede om my en jou terug te bring vir dit wat hy vir ons het. Daai derde liedjie het vir my so bygepas by wat ek preek. Ek is gemaak vir meer. Ek is gemaak vir meer in die naam van Jesus. Hosea hoofstuk 2. Van vers 1 tot 4. Lees hom vir my in die Engels ook, Pastor Susan. Hosea, say to your brethren are me, or you are my people, and to your sisters, Ruhamah, or you have been pitied and have obtained mercy. Plead with your mother, your nation. Plead, for she is not my wife, and I am not her husband.
plead that she puts away her marks of harlotry from her face and her adulteries from between her breasts, lest I strip her naked and make her as in the day she was born, and make her as a wilderness, and set her like a parched land, and slay her with thirst. Yes, for her children I have no love, nor pity, nor mercy, for they are the children of harlotry. Vers 4. Dit is vers 4. Okay. Gaan hom lees in Afrikaans. Twist met julle moeder. Twist, want sy is nie my vrou nie. En hy kom en hy praat, hoor mooi wat hy sê. Twist, met ander woorde, daar's klaar bekleierery tussen die moeder en die kinders. Daar's nie unity nie. Want die ding het verkeerd begin. En ek is nie meer haar man nie, en laat sy haar hoerery van haar aangesig verwyder, en haar oorspel van haar borstel weg. Anders sal ek haar naak uittrek, en haar neersit soos op die dag van haar geboorte, en haar maak soos 'n woestyn, ja, haar stel soos 'n dorland, en haar van dors laat sterwe. En God kom en hy praat met ons baie hard vandag. Hy sê as ons nie hierdie goed laat staan nie, as ons nie hierdie goed ophou om hierdie goed te doen nie, dan sal nagevolge vir my en jou. En ek en jy moet besef, wanneer ek en jy sekere goed in ons lewens inbring, is daar nagevolge. Want alles wat jy in jou lewe inbring, bring 'n verandering in jou hart. En dis hoekom ek laas gesê het, wat in jou hart is, kom uit jou mond uit. Wat uit jou mond uit kom wat? Word jou leefstyl. Want dit wat jy sê, dit leef jy. Dit doen jy. En jou leefstyl word jou destiny. Ag, jou geaardheid. En jou geaardheid word jou destiny, wie jy is. En dit is presies hierso. En die Here het gekom en hy het vir haar uitgehaal uit waar sy was. Hy het vir haar 'n man gegee en gesê, weet jy wat, ek gee vir jou 'n tweede kans. Ruk jou reg. En as ons gaan lees in Hosea wat het lief geword vir die vrou. Hy was lief vir haar gewees, want hy het geweet, God het haar vrygespreek. Wie is hy as Hosea om haar nie te vergewe nie? Om haar nie vergifnis te gee nie? Want God het haar vergewe. So dit is 'n moeilike ding wat God vir ons sê. Hy sê, weet jy wat, maak nie saak wat jy doen nie. Dis 'n vergelykenis wat hy bring. Hy sê, dit maak nie saak wat jy bring en waarin jy is nie. Hy sê, ek is hier om jou vry te spreek. Ek is hier om jou 'n tweede kans en 'n derde kans en 'n vierde kans te gee. Maar vat ons dit wat God vir ons gee? Of gooi ons dit terug in God se gesig? Want jy sien, sy het weer gegaan. En nadat sy 'n pad met Hosea geloop het en reggekom het en sy het kinders gehad by Hosea, het sy weer teruggeval na waarna vandaan sy gekom het. Sy het weer gegaan en hulle praat daarvan in dronkenskap en hoerery en al die goed, het sy weer teruggeval. Want dit is weer 'n keuse wat 'n mens maak. En ek gaan hom nie lees nie, ek gaan hom sommer net so preek. En die Here kom weer by Hosea. Hy kom weer by Koos. Hy kom weer by jou. En sê, ek wil hê jy moet haar gaan terughaal. Ek wil hê jy moet gaan en weer gaan terughaal. Die Here sê, weet jy wat, ek wil hê jy moet terugkom na my toe. En Hosea het gegaan en sy vrou gaan terughaal, maar sy was verkoop as 'n slaaf.
En Josia sê vir die ou, hy sê, weet jy wat, dis my vrou hierdie. En die ou lag, hy sê, nee, ek het haar gekoop, sy's myne. Sy's 'n hoer. Sy's dit en sy's dat. En Josia sê, weet jy wat, ek wil haar terugkoop. Wat kan ek jou betaal om haar terug te hê? En God kom en hy sê, weet jy wat het ek betaal om jou myne te maak? My seun Jesus Christus. Amen. Hy sê ek het betaal my beste, die bloed, my seun Jesus Christus op die kruis van Golgotha. En hy so gaan en hy vat en hy kry al sy geld, ek dink was 15 silwerstukke wat hy betaal het. En hy haal dit uit en hy gee dit en hy vat sy vrou terug. En hy het haar nie gekyk as wie wat sy is nie, hy het haar gekyk vir wie sy kan wees. En hy het haar gevat. En hy was lief vir hom. En hy was baie, baie lief vir hom. En dis God vanoggend sê, hy sê, weet jy wat, ja, jy val. Maar ek is so lief vir jou, ek sal jou weer gee. Ek sal jou weer vat, ek sal jou weer vashou. Ek sal weer dat jy na my toe kom. Ek sal weer saam met jou op pad stap. Want jy sien, God het my en jou gekoop met sy bloed, sy seun se bloed. En Josia het haar weer teruggevat. Hy het haar weer teruggevat. Wie van ons sal dit doen? Wie van ons sal vergifnis gee teenoor mense wat teen ons iets doen? Hoe moeilik dit is wanneer iemand teen jou iets doen. Ek praat nie eens van hoerery nie, ek praat van enige iets. Iemand wat iets teen jou doen of iets teen jou het. Hoe moeilik is dit om daai persoon vry te spreek of vriendelik te wees met daai persoon om te sê, weet jy wat, ek spreek jou vry in die naam van die Here Jesus. Want kom ek sê jou een ding vandag, as jy nie vry spreek nie, is jy 'n slaaf van dit wat jy nie vry spreek nie. Staan in die Bybel. En Josia het gegaan en hy het gesê, weet jy wat, ek koop jou terug, want jy is my vrou, en jy is die moeder van my kinders. Wat 'n voorbeeld gee die Here Jesus nie vir ons hier in sy woord nie. Dis moeilik om dit te kan doen. Ek glo nie, een van ons gaan dit doen, om te sê, maar Here, weet jy wat, ek hoor nie meer so lekker nou nie. Ek dink jy praat nou nie meer met my nie. Ek het hom ons 1 kans gegee, hoekom moet ek al nog 3 kansse gee? En die Here kom en hy sê vir Josia, jy doen wat ek vir jou sê, want daar's groot goed wat vir jou wag. Josia 3 vers 1 tot 5. Hy sê, en die Here het vir my gesê, gaan nog 'n keer, bemin 'n vrou wat bemin word, deur haar vriend, met ander met wie sy rondslaap. Maar wat oorspel bedrywe, met soos die Here, die kinders van Israel. Nou kom hy so, hy sê, maar wat oorspel bedryf, net soos die Here die kinders van Israel bemin. Soos God ons bemin, so het ons oorspel teenoor hom, om goed te doen wat hom nie behaag nie. Maar nogtans gee hy ons tweede kans, 'n derde kans, 'n vierde kans, 'n vyfde kans, 'n sesde kans. Want jy sien sy liefde is te groot vir my en jou. Terwyl hulle tot ander gode wen en versot is op rosyn, ek weet nie wat is hierdie rosyne koeke hier. Dit het brandewyn of iets in, ek weet nie wat dit is nie. Toe het ek haar vir my gekoop vir 15 sulke silwers en anderhalf hamor gaars. En ek het haar gesê, jy sal 'n lang tyd
moet stil sit vir my. Nie oreer nie en aan geen ander woord nie. En so ook ek teenoor jou. Hoor die mooi woorde wat hy sê. Jy gaan 'n lang tyd moet stil sit en hierdie gedoen nie. Maar ek sal saam met jou deur hierdie pad stap. Ek sal saam met jou sit en deur hierdie pad stap. Dis wat hy hierso sê. Die Here sê, gaan deur hierdie tyd in jou lewe. Maar dit is tyd om stil te raak. En ek sal saam met jou deur hierdie omstandighede gaan. Raak net stil en sit net stil. En luister na my stem. Hy sê, want die kinders van Israel sal 'n lang tyd bly sit sonder 'n koning en sonder vors en sonder slagoffer en sonder klippelaars en sonder efod en huisgode. Daarom sal die kinders van Israel hulle bekeer en aan die Here hulle God soek en Dawid hulle koning. Hier kom hulle en hy kom en hy sê, wanneer jy terugkom na God toe en jy soek sy aangesig, dan sal God jou herstel. Israel sal herstel word. Jy sal herstel word wanneer jy stil raak voor God en sy wil in jou lewe soek. En Here hulle God soek en Dawid hulle koning maak. En hy sal weer vir hulle iets gee om aan vas te hou, om aan te glo, om oorwinning te gee. Koning Dawid was een van die groot en beste koninge in daai tyd vir die Israeliete. En hy kom en hy bring Hosea terug in koning Dawid se koningskap in. En sê, maar ek sal vir julle gee die beste. Al het julle met die slegste gegee. Al het julle al hierdie goed gedoen. As julle bekeer en kom terug na my toe, sal ek vir julle die beste gee wat ek vir julle het. Wie sal dit doen van ek en jy? Wie sal dit doen? Ons is maklik om te kyk, om te sê, maar weet jy wat, daai persoon en daai persoon doen dit, daai persoon doen dit. Kyk hoe gaan daai persone te kere. Kyk hier en kyk daai. Maar God sê, weet jy wat? Ek wil hulle graag 'n tweede of 'n derde of 'n vierde of 'n vyfde kans gee. God sê dalk vir my en jou, hoor jy, gaan en gaan praat met hulle, gaan bid saam met hulle. En ek en jy besluit dit nee. Dis nie vir ons nie. Here, dis nie vir ons nie. Miskien kom trots in. Miskien is ons te trots, miskien dink ons is te goed. Hosea 14 van vers 1 tot 10. Pastor Susan? O Israel, return to the Lord your God, for you have stumbled and fallen, visited by calamity due to your iniquity. Take with you words and return to the Lord. Say to him, take away all our iniquity, accept what is good, and receive us graciously. So will we render our thanks as bullocks to be sacrificed and pay the concession of our lips. Assyria shall not save us. We will not ride upon horses, neither will we say any more to the works of our hands, our idols, you are our gods. For in you, O Lord, the fatherless find love, pity, and mercy. I will heal their fatherlessness. I will love them freely,
for my anger is turned away from Israel. I will be like the dew and the night mist to Israel. He shall grow and blossom like the lily and cast forth his roots like the sturdy evergreens of Lebanon. His suckers and shoots shall spread, and his beauty shall be like the olive tree, and his fragrance like the cedars and aromatic shrubs of Lebanon. They that dwell under his shade shall return. They shall revive like the grain and blossom like the vine. The scent of it shall be like the wine of Lebanon. Ephraim shall say, what have I to do any more with idols? I have answered him and will regard and watch over him. I am like a green fir or cypress tree. With me is the fruit found which is to nourish you. Who is wise that he may understand these things, prudent that he may know them? For the ways of the Lord are right, and the uncompromisingly just shall walk in them, but transgressors shall stumble and fall in them. Vers 5. Hy sê, ek sal hulle afkeerigheid genees, hulle vrywillig lief hê. Want my toorn is van hulle al weggevat, afgewend. En Here kom en hy sê, ek sal hulle vergewe, ek sal hulle vryspreek, ek sal hulle lief hê, ek sal hulle genees, vrywillig sal ek hulle lief hê. Ek sal vir Israel wees soos die dou, hy sal bloei soos die lilie en sy wortels uitslaan soos 'n Libanon. Met ander woorde, hy sal blom, hy sal liefde gee, hy sal geur afgee. Weet, want God, wanneer God in jou lewe kom, dan bloei jy, bloeisels, jy blom. Dan jy gee 'n geur af. Wanneer iemand in jou teenwoordigheid kom, dan ervaar hulle die gees van God. Hulle ervaar net iets as hulle naby jou staan, hoor jy iets anders in hierdie persoon. En dis wat God hierso sê. Soos lote sal hulle uitsprei en sy pragt wees, soos die van 'n olifantboom, 'n olyfboom, en sy geur soos die Libanon. Jy gaan 'n geur hê, jy gaan sterk. As jy gaan kyk, 'n olyfboom is sterk in die geplant in die grond in. En jy sal blom en jy sal 'n geur afgee. Die wat onder sy skaduwee sit, sal weer koring laat groei en hulle self sal bloei soos die wingerdstok. Die room daarvan sal wees soos die wyn van die Libanon. En hier kom hy en hy spreek oor hulle eintlik 'n blessing uit. En hy sê, maak nie saak wat jy gedoen het nie, maak nie saak wie jy was nie, maak nie saak wat mense van jou sê nie. Die Here sê, ek sal jou vrywillig, sal ek jou vryspreek. Wanneer jy, en ek dink vers 3 sê, ek sal jou my lippe, sal ek toemaak. En die Here kom en hy sê vanoggend vir my en jou, hy sê, weet jy wat, maak nie saak van waar af jy kom nie, maak nie saak wat jy gedoen het nie, maak nie saak wat mense van jou dink nie, maak nie saak wat wie sê nie, ek kies jou vrywillig. Wanneer jy my aanneem, is jy myne. En jy sal 'n geur afgee. Want jy sien, ons sit 'n label op mense wanneer ons mense ken, hulle het sekere goed gedoen in hulle lewe en ons ken van hulle, en dan gaan jy terug na Jesus toe waar hy in sy dorp was, kon hy geen miracle gedoen het nie. Want die mense het hom geken en hulle het hom 'n label gegee, jy's 'n gewone persoon en that's it. Maar eintlik was hy 'n seun van God. Jy sien, en hier is presies wat God vir ons sê, wanneer ons gelabel word deur mense, dan sien hulle nie meer die mooiheid wat God in ons het nie, maar God kom en hy sê, en dit is wat ek vanoggend wil oorbring, maak nie saak wat mense van jou en my sê nie. Dis hulle opinie. Dit maak saak wat my verhouding met God is, en dat God my vrygespreek het. En dat ek die geur van God se heerlikheid sal om my wees,
Wanneer mense in my teenwoordigheid kom, sal hulle die geur van God ervaar in my lewe. Jy sien, en op die eind van die dag kom die Here en hy sê, dit maak nie saak. Dit maak nie saak wat enige iemand van jou dink nie. Jy het 'n geur wat vir my aantreklik is. Jy het 'n purpose in my koninkryk. Jy's geroep vir my koninkryk. Baie mense sal baie goed sê, maar dit maak nie saak wat mense sê nie. Dit maak saak wat God van my en jou sê, en wat God van my en jou dink. En so vanoggend wil ek kom en ek vir jou sê, maak nie saak wat mense rondom van jou dink of sê nie. Moenie laat hulle jou karakter verander nie. Moenie laat hulle verander dit wat God in jou besig is om te doen nie. Want jy sien, God kom en hy sê, hy het jou gekoop met die bloed van sy seun. En dit is genoeg vir jou en my. Amen. Sê vir jou langs jou, maak nie saak wat mense van my sê of van my dink nie. Dit is belangrik wat God van my sê en van my dink. Amen. Here, as daar iets in my lewe is wat U nie behaag nie, dat ons dit sal regstel en regmaak. Want jy sien, want hy kom op die einde en hy sê, waar hy sê, en sy vrou sal saam sit en sy sal stil sit. Met ander woorde, sy sal verander. En hy sal saam met haar wees. Die Here sê ons sal stil raak en hy sal saam met ons wees. Wanneer ons sê, Here, verander my gedagtes, my maniere, hoe ek optree, hoe ek mense sien, wat ek dink en wat ek doen. Here, ek sal stil sit sodat jy my kan verander, dat jy vir my dat ek kan hoor wanneer jy met my praat. En dat ek dit sal luister en dat ek dit sal doen in my lewe. Want baie keer, wanneer dit uitkom, is daar wanneer die man en die vrou verskil, dan kom al baie keer goed uit om te sê, maar jy doen dit, 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 en ons gaan so aan, en die Here sê, weet jy wat, wees stil. Spreek vry. Kry my in jou lewe. En Hosea, dink ek vir myself te kan lees, dink vir myself, weet jy wat? Die Here moes vir hom, met hom eintlik 'n groot wonderwerk gedoen het om dit te kan doen. Om te kan vat 'n vrou met kinders en wat daar in die donkerste gedeeltes van waar ook al beweeg en dinge doen en dronklappig wees en sy is eintlik die swak, die ek weet nie om te sê nie, in die diep gat. En hy het nog steeds gedoen wat God vir hom gesê het om te doen. En wanneer God vir ons sê in Matteus, hy sê gaan en maak disippels van alle nasies, dan is ons te moeg. Here, ek kan nie. En ek wil dit los by ons. Here, ek kan nie. Here, ek het nie tyd nie. Here, ek weet nie hoe nie. Here sê, gemaak disippels van alle nasies. Leer hulle, doop hulle. Vertel hulle van my. Dat hulle die geur, die reuk kan ervaar. Here, ek weet nie hoe nie. Ek weet nie hoe nie. Here, kan nie by die kerk uitkom nie, want ek is moeg. Ek is moeg, ek het nie tyd, wanneer koop ons groceries, net op 'n Sondag. Verstaan nie daai ding nie. Ons doen altyd
En ek oordeel nie, ek praat seker met myself ook. Ons doen baie keer goed, ander goed, wat ons te besig is vir God. En nie goed kom God en hy sê, weet jy wat? Jy kan nie te besig raak vir my nie. As ek en jy in is vir God, dan is God eerste in ons lewens. Amen? As jy jou lewe wil verander, as jy regtig 'n lewe wil hê vol joy, vol peace, vol opgewondenheid, vol laughter, kry die Here Jesus in jou lewe en leef dit voluit. Maak nie saak die omstandighede nie.